Baie welkom by die getuienis. Ons kuier vandag saam met Sonja Pitser. Ons is hier so in 'n korporatiewe gebou, so daar mag dalk 'n bietjie geluide wees, maar kom ons kyk verby dit en hoor wat is Sonja se getuienis vandag. Ek wil net eers open. Dit is in 2 Kronieke 30 vers 9. Hoor net hoe mooi is hierdie wat die Here sê, sy belofte aan sy kinders. Wat sê, "For if you return to the Lord, your brothers and your children will find compassion with their captors and return to this land. For the Lord your God is gracious and merciful, and he will not turn away his face from you if you return to him." Dis 'n belofte wat die Here vir elke persoon het vandag en Sonja kan daaroor getuig. Toe sy teruggekeer het uit haar sondige lewe uit, het die Here nie sy gesig weggedraai van haar nie. Sonja, baie welkom. Kom ons praat nou 'n bietjie die gesprek wat vandag gaan oor as ek dit nou in Engels kan sê bisexuality. En dit is waar jy jouself in bevind het vir baie jare. Maar daar kom 'n punt waar jy eers aangetrokke gevoel het na 'n vrou en 'n man, maar wat het jou op daai punt gebring dat jy aangetrokke gevoel het vir beide kante op? Ek kan onthou dat ek gemolesteer was deur iemand op 'n ouderdom van min of meer 6 jaar oud. En dan het ek 'n insident gehad waar 'n vrou 'n meisie my gesoen het op 'n strand toe ek nog jonk was. So, maar dit het nie op daai stadium 'n impak gehad op my lewe nie. Laerskool was ek okay gewees, en dan op die hoërskool het ek aangetrokkenheid gevoel tot meisies. En alhoewel ek 'n boyfriend gehad het, of 'n vriend gehad het, wie ek baie lief was op daai stadium, het ek heeltyd hierdie onderlinge aantrekkingskrag gehad, wat ek eintlik vermy het, want ek het dit het nie vir reg gevoel nie. En toe het ek eers na skool, want ek het ook baie verwerping ervaar met liefdes wat nie gewerk het nie, vriend wat getrou het, wat my groot liefde was, en so aan. En toe het ek uit daai verwerping uit het ek begin trek na, ek het 'n ander opsie gaan soek, want ek het gedink dit maak my seer met die mans, so gaan ek nou die ander kant probeer, maar ek het die aantrekkingskrag gehad, so dit was vir my maklik om daarheen te beweeg. Alhoewel iemand eendag vir my gesê het, nee, jy's nie gay nie, of jy's nie lesbien nie, het ek vreeslik baie hard beklei teen dit. So, eers op die ouderdom van omtrent 24 het ek oorgegaan om het te reageer daarop, waar ek met vrouens toe betrokke geraak. In verhoudings, ja. Iets wat my baie daar was vrouens wat my gejaag het, as ek het so kan sê, en vir my reguit gesê het in my gesig, dat as ek een keer saam met 'n vrou was, sal ek nie weer saam met 'n man wil wees nie, en ek het nog steeds baie daarteen beklei, en maar alhoewel ek het gevoel het ek nie gereageer daarop nie, tot die een dag wat ek toe net eintlik my muur laat val het, en net in beweeg daarin. So, ja. Was jy baie gekritiseer op jou ouderdom, toe jy so aangetrokke gevoel het oor die albei partye? Nee, want ek het nooit daaroor gepraat nie. Dit was 'n interne worsteling wat ek die hele tyd gehad het. Maar ek kan onthou van kere wat ons kampe en goed was, wat ek so hard beklei het, want ek het die hele tyd weer die hartklopings gehad en die goeters, en as ek nou saam met die meisies. En ek het net gevoel, ek weet dis nie reg nie, maar ek wil dit gaan toets. En toe het ek maar net later ingegee. En dit was in 'n tyd wat ek nie met 'n man betrokke was nie. Maar wanneer ek lief geword het vir 'n man, was dit baie lief vir die man. So ja. Ja, jy het jou heeltemal commit. Jy het commit van albei kante. Ja. Op 'n stadium, terwyl jy in 'n verhouding in was, het daar 'n punt in jou lewe gekom wat jy besef het, maar dit wat ek is dis nie wie ek moet wees nie. Dis nie my identiteit nie. Hoe het jy besef, hoorie, maar iets het in my lewe gebeur, en jy het hierdie eye-opener gekry en besef, maar dit wat jy doen is nie reg nie. Hoe het dit gebeur? Ek wil net graag ietsie byvoeg hierso. Ek het op 'n jong ouderdom, ek dink was so 19 of so, het ek met pornografie betrokke geraak.
En dit wat ek teen beklei het, erger gemaak. Dit het dit baie meer erger gemaak. So, ek het met selfbevrediging ook gesukkel, wat 'n groot ding vir my was, waarmee ek geworstel het. En toe ek uiteindelik met 'n verhouding gehad het vir 6 maande, het ek kon baie goed onthou, ons het eendag in 'n fliek gesit. En ons het hande vasgehou, maar dit het vir my gevoel asof ek hierdie wolk oor my het van ek moenie hier wees nie. Dit is nie reg nie. Dit moenie wees nie, maar dis nie dat ek nie lief was, ek was lief en ek het dit gevoel gehad en maar alles in my het geskree. En vandag as ek terugkyk, dink dit is die Heilige Gees wat my aangekla het vir dit. En ek het nie op daai stadium my hart vir die Here al gegee nie, eers op laat ouderdom. En toe het ek vir haar gesê, ek draai weg hiervan. So ek het 'n baie doelbewuste besluit geneem om weg te draai daarvan. Of was dit nog daar, het ek gesê, ek het 'n keuse, ek was by 'n kruispad. So ek het gekies om die pad te vat, wat nie daarmee betrokke is nie. En dit het nie weggegaan nie. Die gevoel het nie weggegaan nie, die aantrekkingskrag het nie weggegaan nie. Dit was baie onbeheerbaar partykeer, maar ek het nie weer daarop gereageer nie. En toe het ek getrou op 'n ouderdom van 29 toe vat ek man. En toe trou ek en toe het my lewe nou 'n ander rigting begin loop, maar dit was nooit weg nie. Ja. Dit was nog die hele tyd daar gewees, ja. Het dit enige effek op jou huwelik gehad? En jou verhouding met jou man en jou kinders? Nie regtig nie, want ons het eintlik saam pornografie gekyk en dit was partykeer al wat my dit was partykeer al wat vir my dit lekker gemaak het, as ek dit nou so mag uitdruk, was om dit te kyk, maar dan het ek vir die meisies gekyk. Nie verstaan, dit het gegaan oor dit wat ek sien van 2 vrouens en nie dit wat ek sien van 'n man en 'n vrou nie. So ek is saam met die man, maar ek sien die vrouens. So dit was baie verwoestend. Dit was vir my baie verwoestend gewees, ja. Hoe het jy tot bekering gekom en hoe het die Here jou uit hierdie situasie uitgeruk? En as ek eers mag vra, het jou man geweet? Ja, ek het dit van die begin af met hom gedeel, ja. Ek het nie alles met hom gedeel nie, maar ek het vir hom gesê ek het 'n aantrekkingskrag. Maar dit het somehow nie vir hom 'n negatiewe invloed gehad nie, want party mans was okay daarmee, ja. En wat het die Here gedoen om jou regtig waar vry te gemaak het van hierdie situasie in jou lewe, hierdie worsteling, hierdie wolk wat so oor jou gehang het? My man het verhoudings gehad, en ons het in Brits gebly, en toe het hy bietjie geloer na die baba babysitter, Ja. en Kinderoppasser, en ek het haar gevang by die huis, en toe het ek haar sommer die volgende dag in die kar gepak, en gesê, kom jy gaan ons saam by kerk toe. Wow. Toe raai ek met, dit was die 10de Februarie 2005. Toe het ek net gesê, Here, ek kan nie meer hierdie goed alleen doen nie. Ek kan net nie meer alleen nie. En ek het haar saam met by kerk toe gevat, en ek het my sessie by die pastoor gehad, en sy het haar sessie gehad, wat sy gepraat het, weet ek nou nie, maar daai dag toe gee ek my hart vir die Here. En daar so het ek nou, kyk, ek het as aangeneem voorgestel, en goed, maar dit is nie wat dit was nie wat ek moes gewees het nie. Die Here het 'n baie groter plan vir ons lewe, as net die religion ding, Ja, ek het so kan absoluut. sê. En toe het ek my hart vir die Here gegee daai dag. En volgende jaar is dit 20 jaar. Wow. Ja, wat ek my hart vir die Here gegee het, ja. Maar saam met dit moes werklik waar bevryding gekom het. Want al het jy jou hart vir die Here ook gegee, het jy besef, maar jy worstel hier met 'n demoon. Jy noem dit self, dat dit was 'n demoon wat eintlik in jou was. En vertel vir ons 'n bietjie van dieper in die wat het in die geestesraam aangegaan in jou lewe? Dit was vir my 'n verskriklike groot ding gewees, en ek onthou dit soos gister. Ek het eendag gaan slaap, en 'n gesiglose vrou het voor my gestaan. En tot op daai stadium het ek altyd die aantrekkingskrag gehad, altyd dit geveg. En sy het omgedraai, en weggestap, en verdwyn.
En toe ek wakker word die oggend, toe is daai hele gevoel weg. Kry nou nog ondervleis as ek daaraan dink. En ek het besef ek is vry. Ek is vry van dit af. En dit was kort nadat ek my hart vir die Here gegee het. So ek glo die Here het vir my, die Here vat ons nie in goed in nie, maar hy vat ons deur goed en dan kan ons gaan en ons kan vir mense gaan help daarmee. Want ek kan byvoorbeeld nie oor verslawing van dwelms praat nie, want dit was nie wat ek deurgegaan het nie, maar ek kan hieroor praat, want dit is wat my getuienis is dat ek die Here my daar uitgevat het, hy het daai, en ek glo dis 'n demoon. Ek staan vas daarop, dit is 'n demoon en 'n mens kan vrykom daarvan, want die Here het my nie so gemaak nie. Ja. Hoe het dat in vandag se tyd jou hart is verskriklik vir jong meisies veral, omdat daar dit nou so blootgestel word, jy kan kies wat jy wil wees, en die wêreld maak dit asof dit deel is van ons groot word, dat jy al in die moederskoot al, jy weet, kan wees wat jy wil wees, en nie dit wat God op jou geplaas het nie, dit wat hy oor jou gespreek het nie, en dit bring soveel verwarring in die identiteit, maar jou hart is daar om te help met daai identiteit sukkel. Wat is jou stappe, of wat is dit wat jy die kinders mee help, veral meisies, om hierdie ding te oorwin? Ek het met 'n opvoedkundige sielkundige gepraat by 'n skool, en sy het vir my, toe ek my getuienis met haar deel, toe het sy vir my gesê, dit is die ding wat hulle die meeste mee worstel. Die meisies weet nie meer wie hulle is nie. En omdat dit 'n aanvaarbare norm nou geraak het om, weet dis reg en die wêreld aanvaar dit, is dit my hartsbegeerte om meisies wat in daai ding inbeweeg te lei, laat hulle weer voel soos 'n prinses vir Jesus, en weer 'n vrou is, 'n meisie is, en dat die balans nie reg is as jy, want die Here maak ons nie so nie. En as jy die deur oopgemaak het, en dis baie belangrik, as jy een keer gereageer het daarop, het jy daai demoon in jou. En dan moet dit aangespreek word, maar baie mense wil dit nie erken nie, hulle sien dit nie so nie, dit is 'n wêreldse ding, maar die geestelike goed is baie sterk. Mense besef nie hoe sterk is die geestelike deel van ons geloof en van ons bestaan nie. Dit wat in die gees aangaan, manifesteer in die vlees. En wat sê die Here, dat gebrek aan kennis maak dat sy volk ten gronde gaan. En ouers wil nie mense, wat is die Afrikaans vir offense? Ja. Wil nie offense vat nie. Jy mag nie praat nie, want iemand moet nie offense vat nie. Maar ek kan offense vat as iemand vir my sê, hoorie, maar jy's nou skeef, wat ek is nie. Wel, ek vat nie offense nie. Ek vat nie offense nie. Sonja, jy het self in jou lewe ervaar, al het jy jou hart vir die Here gegee, was daar baie dinge waardeur jy moes werk. Ons praat van verwerping, soul ties, en dit was nie net 'n maklike pad gewees nie. Vertel net vir ons 'n bietjie meer in detail, hoe was jou pad tot vrymaking gewees? Ek het 'n groot keerpunt gehad, nadat ek my hart vir die Here gegee het in 2014, waar ek met 'n persoon te doen gekry het wat eintlik 'n satanis is, maar ek het nie geweet op daai stadium nie. En ons was intiem gewees, en daar, die Here het vir my die oggend na die tyd, het hy vir my gewys, toe ek onder die stort inklim, hoe 'n slang my omsirkel. En ek het seer gehad op my arm soos wat, as jy nou kan visueel dink, jou slang wat om jou is. En so 2 weke daarna toe begin my hand in 'n klou trek in die middag, so 4 uur se kant, trek hy so onbeheersbaar. En ek het dadelik geweet, iets is nie reg nie. En ek gaan toe na 'n pastoor toe, maar hy was heeltemal uitgebal met hierdie ding. Mens kon sien, hy was uit sy comfort zone uit. En toe het ek 'n vriendin gebel, en sy het my verwys na iemand wat bevryding doen. Nou gaan ek, dit wat ek gedoen het as 'n jong meisie, het daai dag uitgekom saam met al die ander goed. En sy het vir my gesê, daar was 'n demoon in die plek waar dit gebeur het, en hy het 'n heks op my oor geplant. 'n spiritual heks.
En dit het omtrent 'n 3 ure bevrydingssessie gevat om my skoon te kry, maar toe's alles skoon. Alles was skoon, alles die biseksuele goeters. Ek het verhoudings gehad met getroude mans, dit het uitgekom, want onthou, elke keer as jy saam met iemand is, tel jy daai persoon se geeste op en almal wat hulle by was, so daar so 'n prentjie wat op die Facebook rondgaan, wat 'n vrou wys wat se bors so oop gesny is, en al hierdie koppe en gesigte wat daar uitloer, en dit is regtig hoe dit lyk op jou gees, in jou gees. En daarna het ek weer gegaan om gedoop te word. Ek het nou my pastoor toe gegaan en gevra, ek het hom vertel wat gebeur het, en toe het ek vir hom gevra, kan hy my asseblief weer doop? Toe het ek toe voel ek weer skoon na alles. En maar besef jy, baie keer is mense verhoudings so goeders word geaffekteer deur dit wat in jou gees aangegaan het in jou verlede. En omdat mense dit nie wil, hulle dink dit is, wat is nou die woord daarvoor? Dit is nonsens. Hulle sien dit as nonsens. Maar ek gaan kyk hoe verhoudings beïnvloed word deur dit wat in die gees aangaan, en as jy die kennis het, dan begin jy eers sien wat is besig om te gebeur. En weer eens kom ons terug by die ding van as jy gebrek aan kennis, dit is hoekom mense se verhoudings en huwelike en goeders aan flarde val, is omdat die geestelike goeders so 'n belangrike rol speel, want die geveg is in die gees en die vlees nie. Ja. So daar het ek skoon gekom toe, en van daar af het ek myself toe. In 2015 het ek het baie seer gehad. Ek moet dit dalk net noem. Ek het baie seer gehad by verwerping en goeders, en baie lief gewees vir iemand wat 'n eensydige liefde was. Hy is nou Desember oorlede, het ek verneem, wat vir my hartseer was. Maar ek het gegaan na die pastoor, dit sê ek van pastoor, ek kan nie die seer en pyn nie meer dra nie. Kan hy nie asseblief vir my na iemand toe verwys nie? Toe sê hy vir my, Sonja, weet jy wat, jou beste sielkundige is die Here. En toe sê hy vir my, ek moet weer 'n kursus gaan doen van vrymakende waarhede by Lewende Woord, dis 'n interkerklike kursus, en die tweede week, toe het pastoor se skoonma haar getuienis gegee van hoe sy haar droom begrawe het, van hoe sy wil hê mense moet haar behandel. En baie keer dan dink ons, daai persoon is lelik met ons, maar eintlik het ons vir 'n verwagting van daai mense om ons op 'n sekere manier te hanteer, en dan doen hulle nie, dan kry ons seer, so wat maak seer? Dis ons eie droom wat nie, en ek het daai volgende oggend, dit was die 9de, dis baie belangrik hierdie punt, was die 9de Februarie 2015 in die kursus die aand, die 10de Februarie 2015 het ek die oggend 5 uur wakker geword, ek het agter in my Bybel geskryf, ek begrawe na my drome en goed, en ek het myself in die slaap gehuil, en toe ek wakker word, dis my seer weg, en tot vandag toe nog nie weer daai seer gehad nie. En weet jy wat, dit was presies op die dag wat ek my hart vir die Here gegee het, 10 jaar later. Wow. Toe maak hy my heel. Toe maak hy my hart heel. En soos dat ek na jou luister ook, Sonja, is dit vir my baie belangrik dat as iemand gemolesteer was, of hulle was blootgestel aan enige seksuele aktiwiteite as 'n jong persoon, of dit nou either 'n man of 'n vrou is, moet deur bevryding gaan, want daai seksuele gees kom lê op hulle, en dit gaan 'n effek in hulle huwelik hê, in hulle verhoudings, in hulle identiteit in Christus, en daai ding hulle moet vrykom van dit, en dit is waar jy moet na 'n persoon te gaan wat die geestesrealm verstaan, die geestelike dele te verstaan, om daai geestelike demoon te kan uitdryf uit jou te kan vrymaak daarvan, sodat jy kan leef in dit wat Jesus op jou geskryf het. Ja, dit is verskriklik belangrik dat 'n mens bewus is, as jy 'n pad met die Here stap, dat jy bewus is dat jy moet skoonkom van die goed, van dit wat jy mee te doen het. En dit is, ek het 'n kursusie ding by die huis wat sê, cleaning the sanctuary, en die vrae wat hulle daar vra, sulke persoonlike vrae, maar wat jy vir jouself moet antwoord, want die mens is nie eerlik altyd met jouself nie. As jy by die punt kan kom waar jy eerlik is en sê, hoorie, ek het saam met die en daai ou en dit en dat gedoen, dan begin jy mens eers besef, hoeveel goed het jy opgetel in jou lewe? Ek was nou 59, ek word 59 hierdie jaar, en dit het my tot op die ouderdom van 44 gevat, voordat ek daai goed van vrygekom het. En ek wonder baie keer as ek vry was daarvan voor by huwelik, of ek nie my huwelik nie sou gehou het nie. Ja.
Ek hoef nie te wonder nie, ek weet dit sou gehou het, want die Here, dit is maar jou rots. Ja. Ja. Sonja, hoe gebruik die Here jou vandag in jong mense en selfs in die gemeenskap? Hoe gebruik die Here jou vandag om mense te help? Ja. Ek getuig waar ek ervaar ek moet getuig oor dit wat met my gebeur het en hoe ek gelewe het. En ek was laas jaar by 'n vrouekamp gewees en ek het ook besef dat die Here wil hê ek moet meer praat. Dis hoekom ek ook vandag hier is, want ons sit hier goed onder die maatemmer. Ja. En ek het met party geleenthede waar ek getuig het mense na die tyd na my toe gekom. Was hulle vir my, wow, hulle is so bly ek het gepraat, want hierheen of daai en die probleem en daar's hoop. Daar's verseker hoop. Sonja, wat se woord het jy vandag vir die kykers? Okay. Daar's 2 goed wat die Here vir my uitgewys het, wat ek op Facebook gaan sit het. Die een ding was gewees, ek gaan dit in Engels sê, if same-sex relationships are acceptable for God, why did he feel it necessary to free me from that? Sure. En die ander een het gesê, if same-sex relationships are acceptable to God, many testimonies will have no value. Want daar's baie mense daar buite met getuienisse, maar mense vermy om dit te hoor, want hulle wil nie die waarheid hoor nie. Dan wil ek iets sê, ek het 'n botteltjie in die see, of iemand het vir my 'n botteltjie in die see gegooi by die Bluff in Durban. En daai botteltjie het 2 maande later uitgespoel in Stilbaai. Net so botteltjie. En my briefie het genoeg gewys dat hulle my kon bel. En die Here het vir my daar gesê, maak nie saak hoe stormagtig jou lewe is nie. Ek sal jou in Stilbaai uitbring, as jy net vir my vertrou. So, al is jy deur daai goed, dan kan jy vrykom daarvan. Maar die belangrikste ding is, jy moet wil vrykom. Dit is jou eerste stap. Jy moet kan herken, jy het 'n probleem, en jy moet sê, help my. Dan kan 'n mens vrykom daarvan. Fantasties. Sonja, baie dankie vir jou getuienis. Hier is 'n beker vir jou Baie van die dankie. getuienisspan af. Ja, baie Geniet as dankie. jy daar uitdrink. Joe, ek wil net sê, gelukkig het ons nie vandag 'n botteltjie in die see nodig, dat jy vandag met Sonja in kontak kan kom nie. As enige iemand nou op hierdie oomblik voel, ek het hulp nodig, ek sit met hierdie probleem, en ek is te skaam om daaroor te praat, of ek weet nie hoe om daaroor te praat nie, of ek is vasgevang in hierdie ding, Sonja se besonderhede sal op die skerm verskyn. Kom met haar in kontak. Sy is bereid om hierdie pad saam met julle te stap. As daar selfs mense is wat voel, maar ek wil vir Sonja nooi na ons vrouekampe toe, sy sal altyd beskikbaar wees. Gee haar net 'n likeie. Haar besonderhede is op die skerm. Ons gaan julle groet. Tot 'n volgende keer. Shalom.